Goeiemôre almal. Laat ek net gou hierso. In hierdie gees van aanbidding kom ons sluit ons oë en ons vra die Here dat hy hierdie diens sal seën. Almagtige God, Abba Vader. Here, ons dink aan die woorde wat ons nou net gesing het. Here, en wat ons gaan sing, Here, nog oor die liefde en die redding, Here. Ek dink aan die woord wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Ag Vader, ons wil net vir U loof en prys, Here, dat U wat so 'n groot God is, die koning van die konings, die Here van die Here, Here Jesus, U wat aanbid word deur engele magte, dat U wat die skepper is, skepsel geword het, mens geword het. Here, dat U Uself so ontledig het en selfs die gedaante van 'n dienskneg aangeneem het. En dat U gehoorsaam geword het tot aan die dood, selfs die dood van die kruis. Here, dit is vir ons verbuisterend en U, Here, U alleen kan red. U alleen kan ons reinig en U reinig ons met die kosbare lewensbloed. Here, ons vra om vergifnis, Here, omdat ons so hardkoppig is, dat ons eie plannetjies maak en met ons eie inisiatiewe vorendag kom, Here, om U tevrede te stel, om in die goeie guns te kom, Here, terwyl U, Here, alreeds vir ons 'n weg gebaan het. Here, ons is so jammer as ons deur ons eie goeie werke en ons eie efforts in U goeie boekies probeer kom. Vader, ons vra om vergifnis omdat ons ook so gemaksigtig is, Here, so traag om ander te help, Here, so selfsugtig, Here, en ons sien dit in ons eie huise, in klein, subtiele maniere. Ons sien dit hoe ons selfsugtig en eersugtig is in ons werksplekke, Here, vashou aan ons status, Here, en nie bereid om U voorbeeld te volg om te dien, Here. Ons vra om vergifnis, Here, maar ons wil vir U dankie sê. Ons prys U, Here, dat U nie vir ons gewag het, sodat ons eers ons sokkies optrek, voordat U besluit om ons te kom red nie. Here, ons wil vir U dankie sê, dat U deur een werk, het U ons volkome gemaak, deur een offer, Here Jesus, wat U gebring het U ons vir altyd volkome gemaak, en U reinig en U heilig ons daagliks. Here, ek wil vir U dankie sê met U groot geduld in ons swakheid, U wat ons hoëpriester is, wat bekend is met ons worstelinge, ons worsteling met sonde. Here, U voel saam met ons. U het meegevoel. En ons wil vir U dankie sê daarvoor. En so, Vader, ons vra in die naam van U Seun Jesus Christus, dat U ons so sal vorm, dat ons nederig sal wees, soos U. Here, dat ons U Seun se voorbeeld sal volg, om ander mense te dien, en ons status, ons los te maak van ons status, ons los te maak van ons eer, en ander se diensknegte sal word, Here. Here, gee ons moed om U voorbeeld te volg. Reinig ons harte, Here. En ek vra, Here, dat U ook nou U woord sal seën, dat U dit sal vul met krag van die Heilige Gees, om ons harte te verander, sodat U daardeur verheerlik sal word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre. Ons lees vanoggend saam uit die woord van die Here uit Johannes 13 van vers 1 tot 20 en ons lees die Engels.
Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper. He laid aside his outer garments and, taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, do you wash my feet?" Jesus answered him, "What I am doing you do not understand now, but afterward you will understand." Peter said to him, "You shall never wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no share with me." Simon Peter said to him, "Lord, not my feet only, but also my hands and my head." Jesus said to him, "The one who has bathed does not need to wash except for his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you." For he knew who was to betray him. That was why he said, "Not all of you are clean." When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, "Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. I am not speaking of all of you. I know whom I have chosen, but the scripture will be fulfilled. He who ate my bread has lifted his heel against me. I am telling you this now, before it takes place, that when it does take place, you may believe that I am he. Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me." Asai, goeiemôre Ligpunt. Goeie nat môre, behoort ek te sê. Dit is baie lekker dat daar soveel mense hier is. Ek het vanoggend met 'n vrees wakker geword dat ons 'n klein Bybelstudie gaan hê vanoggend. Maar dit is darm nie en ek kan preek. En daarvoor is ek opgewonde en dankbaar. Vir die wat my nie ken nie, my naam is Johan van Aswegen. Ek's 'n ouderling hier by Ligpunt. Ek's ook voltyds op Ligpunt se personeel. My hoofverantwoordelikheid is onder ons gesinsgroepe, ons klein groepies reg oor die stad van Pretoria. En dis 'n voorreg vir my om vanoggend ons verder te vat in ons reeks Liefde in Lewende Lywe. 'n Kort reeks hier aan die einde van die jaar waarin ons net weer wil reflekteer oor hoe God ons liefhet en hoe sy liefde oorspoel sodat ons ander kan lief hê. Voor ons begin en voor ek inspring en vir ons bid, vergewe my. Dit is silly season en ek het 'n afkondiging. Ons Kerssangdiens 30 November, elke jaar doen ons vreeslik moeite met ons Kerssangdiens. En hierdie jaar weer 30 November, groot Kerssangdiens, al die klassieke liedjies, mince pies, die hele ding. Dit gaan 'n dag wees waar jy loop weg en jy soos, dis vakansietyd. Dis Kersfees, ek kan dit nou glo. Ek glo nie vir Checkers, as hulle die decor al in Oktober opsit nie, maar na hierdie diens gaan jy glo dis Kersfeestyd. En die afkondiging is eintlik net, ons doen soveel moeite, ons wil net seker maak ons nooi julle, kom asseblief. Dis op 'n Sondagoggend hier, maar meer belangrik as dit, ons wil julle uitnooi om asseblief moeite te doen om vriende, familie en kollegas te nooi. Daar sit mense in ons kerk wat destyds genooi was na die Kerssangdiens toe. Dit is die beste geleentheid om vriende bloot te stel aan die kerk wat lanklaas by die kerk was. So dink saam met my kreatief, dink aan jou WhatsApp status, dink daar langs die sportvelde, dink daar by klavierlesse, dink daar by oplaai, aflaai van kinders. Dink, hoe kan ek hierdie persoon nooi na Ligpunt se Kerssangdiens asseblief? Dit is my afkondiging, dit is dit. Okay, kom ons bid.
Spring ons in die woord in en hoor wat die Here vir ons wil sê in hierdie teks vanoggend. Kom ons bid saam. Here, ons het klaar so gebid, maar ons kom in absolute afhanklikheid toe. Ek kom in absolute afhanklikheid. Praat met ons, Here. Na wie anders toe sal ons gaan? Vader, U het die woord van die lewe. U is die woord van die lewe en kom en bring daai lewe in ons harte. Maak ons vol, maak ons so oop en help dat ons U sal gehoorsaam. Help dat ons U sal sien, opnuut sal sien. Openbaar aan ons die waarheid van die woord en die seën. Openbaar aan ons die wonder van die seun Jesus. Dit is wat ons so brood nodig het. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ligpunt, wat is 'n groot bewyse van sukses in ons samelewing? Daar's baie tekens van sukses waarop ons kultuur baie gewig plaas. 'n Nice kar, 'n lekker huis in 'n lekker area, dalk selfs 'n vakansiehuis ergens. Hierdie goed is alles bewyse van sukses, want dit is verbind aan hoeveel geld ons het en geld is 'n merker van sukses. Maar meer as geld, wat is 'n groter bewyse van sukses? Hier is nog een groter een dink ek. 'n Groter bewyse van sukses in ons samelewing is hierdie: hoe meer mense jy het wat jou dien en vir jou werk, hoe meer suksesvol is jy. Hoe minder van die ongemaklike, irriterende en onaangename take van ons samelewing jy hoef self te doen. En hoe meer tyd jy kan afvat want ander doen die werk vir jou. En hoe meer jy mense kan rondorder, hoe meer suksesvol is jy. Sukses van invloed en gesag sluit ook in dat daar baie geld betrokke is, want ons moet hierdie mense kan betaal. So dis geld, dis invloed en dis gesag. Jy's die baas van iets, jy het 'n titel, jy het die leer geklim. Wanneer jy praat, moet mense spring. Dit is sukses. Hoe meer mense vir jou werk, hoe hoër is jy in die samelewing se hiërargie. Hierdie was nog altyd waar, van die konings van oud tot CEO's van vandag. Hierdie was nog altyd 'n groot teken van sukses. Nou hoor asseblief, daar's niks fout met hiërargie nie en daar's niks fout met sukses nie. Dink aan hoeveel werk geskep word deur hiërargie. Dikwels hoe hoër ons staan, hoe meer kan ons ons gawes en invloed gebruik vir die wêreld. Gebruik vir die Here, gebruik om iets goed te doen. Hy gee invloed en sukses en dikwels soos wat ons suksesvol raak, om te delegeer is wys. God self staan bo oor alles en hy het 'n ontelbare hemelse skare wat hom dien. Ons niks fout met hiërargie nie. Maar 'n groot maar, soos alles in ons gefalle wêreld kom sonde en dit maak sukses en invloed, dit maak dat dit na ons koppe toe gaan. Dit word korrup. Dit word misbruik. As ons laag is, wil ons hoër wees vir die verkeerde redes. As ons hoog is, kyk ons neer op ander vir die verkeerde redes. Hierdie effek van sonde op hiërargie beïnvloed al ons interaksies. Daar is sekere dinge, sekere mense, sekere take wat nie vir ons is nie. Sekere mense waarmee ons nie wil assosieer nie. Sekere plekke waar ons nooit sal gaan nie. Ligpunt, ek sê al hierdie want vanoggend in ons teks wil Jesus ons iets leer van hoe sukses lyk in sy oë. Maak nie saak hoe suksesvol jy is nie, hoog of laag, Jesus wil vanoggend trots kom afbreek en ons harte verander sodat dit sy hart reflekteer. Jesus wil vanoggend hiërargie kom herstel tot die goeie ding is wat God daarvoor bedoel het. Jesus wil ons, maak nie saak hoe suksesvol ons is in die wêreld se oë nie, hy wil ons iets leer oor wat vir hom belangrik is. Hy wil ons wys wat ag hy as waarlik suksesvol. Vanoggend gaan Jesus in absolute liefde die tradisionele hiërargie van ons wêreld op sy kop kom draai. Letterlik. En hy gaan vir ons 'n kragtige uitbeelding gee van liefde in lewende lywe.
Kom ek wys vir julle. Ons gaan na ons teks kyk in 3 bewegings. 3 bewegings van hierdie storie. Eerstens, Jesus se identiteit in vers 1 tot 5. Wie is hy? Tweedens, Jesus se diens aan ons. 6 tot 12, wat doen hy? En derdens, Jesus se opdrag, vers 13 tot 20, wat vra hy? Kom ons begin. Jesus se identiteit, vers 1 tot 5. Johannes hoofstuk 13 is 'n groot draaipunt in die storie van Jesus in Johannes se evangelie. Dis 'n draaipunt in sy verhaal. Jesus se identiteit is reeds gevestig en is duidelik gemaak in hoofstuk 1 tot 12 in die storie wat kom voor hoofstuk 13. Van hoofstuk 1 af het Johannes duidelik gemaak aan ons in die storie, Jesus is die Godmens, die vlekkelose offerlam wat in ons midde kom wandel het. In die eerste 12 hoofstukke van Johannes openbaar Jesus hierdie identiteit aan die publiek. Dit is hoofstuk 1 tot 12. Maar van hoofstuk 13 tot 17 waar ons teks vandag afskop, begin Jesus in die privaat werk, nie meer in die publiek nie. Dit word alles persoonlik en intiem soos Jesus se kruisdood naderkom. As jy die verhaal volg, word dit duidelik dat Jesus sy laaste ure op aarde met sy naaste disippels wil spandeer. Hy wil sy laaste en belangrikste lering aan hulle oordra. Hy wil hulle voorberei, nie net vir sy afwesigheid nie, maar vir 'n beweging wat die ganse wêreld gaan verander soos hy hulle gaan uitstuur. 'n Beweging waarvan ons vandag nog deel is. In hoofstukke 1 tot 12 word die woord liefde net 6 keer gebruik in 12 hoofstukke. Maar in hoofstukke 13 tot 17 in net 5 hoofstukke, in hierdie persoonlike laaste ure van Jesus se lewe word die woord liefde 31 keer gebruik. Jesus wil nie net sy disippels voorberei nie, hy wil hulle oortuig dat hy lief is vir hulle. Vra jouself, hoe praat jy met iemand in hulle laaste oomblikke op aarde? Hoe luister jy na hulle? Alledaagse prioriteite val weg en verhouding, tyd saam en liefde word die belangrikste dinge. Veral liefde word die belangrikste ding en dis waar ons storie afskop. Kyk gou weer na vers 1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Voel julle die atmosfeer? Die intieme, ernstige gesprek wat hiermee afgeskop word. Wat gebeur dan? In hierdie laaste oomblikke speel iets ongeloofliks af. Kyk na vers 3. Jesus, knowing that the Father had given him all things into his hands, that he had come from God and was going back to God, verse 4, he rose from supper, he laid aside his outer garments, taking a towel, he tied it around his waist. Verse 5, he poured water into a basin and he began to wash the disciples' feet and to wipe them with a towel that was wrapped around him. Sien julle dat Johannes weer vir ons sê wie Jesus is, voor hy vir ons begin verduidelik wat Jesus gedoen het. Ons gaan nou oor 'n oomblik praat oor voete was. Maar wat ons hier moet verstom, is nie bloot dat voete gewas word nie. Dit is wie die voete was. Jesus se identiteit maak wat hier gebeur al hoe meer verstommend en ryk. Kom ek leer hierdie gou vir ons in. Gee my oomblik om net so 'n bietjie agtergrond vir ons te gee. In die Joodse kultuur het maaltye op die vloer plaasgevind. Het op 'n kussing gesit op 'n baie lae tafel en almal het saam geëet soos wat die kos gedek sou gewees het. En so, dis nie soos in ons kultuur waar elmboog die probleem is nie. Jy weet, jy het daai persoon wat nooit weet hoe om met sy mes te sny nie en hy kap jou met sy elmboog soos wat hy probeer eet. Dis nie 'n probleem in Joodse kultuur nie. Die regte probleem in hierdie tyd en plek was voete. Onthou, dis 'n warm, stowwerige woestynomgewing en jy sit laag en ek is 30, ek kan nie meer kruisbeen sit nie.
En so ek sit so half met my voete aan my kant, so op my sy. En met my voete hier langs my, verbeel jouself. Verbeel jouself in die toneel en al die ouer ooms, hulle is seker 30 soos my ouderdom, hulle kan nie kruisbeen sit nie, hulle voete is daar, verbeel jouself, jy sit hier so en jy wil 'n happie vat van die lekkerste braaivleis choppie van jou lewe. En hier langs jou is die vuilste, stowwerigste, sweterigste, blou gestampte plakkie voete wat jy al ooit gesien het. En jy sit daai choppie maar weer neer. Nee, ek sal nooit 'n choppie neersit nie. Ek sou hom geëet het, ek beloof. Maar jy kan verstaan dat dit onaangenaam sou gewees het. Dit is hoekom dit in Jesus se tyd die norm was dat voete sou gewas geword het voor ete. Maar hoor hierso, hierdie is interessant. As daar 'n Joodse slaaf beskikbaar was, as daar 'n heidense, 'n Griekse of 'n ander kultuur se slaaf beskikbaar was, sou daai slaaf die voete moet was. As daar nie 'n buitelandse slaaf was nie, dan sou 'n Joodse slaaf voete gewas het. Die punt is, dit was nie eers oukei vir 'n Joodse slaaf om die voete was werk te kry nie. Joodse slawe was aangemoedig om dit aan te pas vir iemand laer. Daar was geen laer werk as om voete te was nie. Dit was die mees neergekykte werk. Praat van hiërargie, nee, hierdie is laag. En so julle sien wat besig is om hier te gebeur in ons storie met hierdie agtergrond. In hierdie intieme laaste oomblikke van Jesus se lewe. En in sy doelbewuste uitbeelding van liefde begin hy neerdal. Jesus begin neerkom, laer en laer en laer. Jesus beweeg af op 'n paar fronte. Eers beweeg Jesus af as God se gelyke. Jesus is die seun van God. Johannes maak dit duidelik in vers 2. The one to whom the Father had given all things into his hands. Hy wat 'n legioene se engele tot sy beskikking gehad het op hierdie presiese oomblik. Hy wat in die begin daar was toe daar niks was nie en nog altyd was. Hy wat alles vashou. Hy wat die hoogste is van die hoog. Die heel bopunt van alle hiërargie. Hy kom om die wêreld te dien en hy begin neerdal. Maar selfs verder as dit, nog laer. Nie net as God se gelyke nie, nog laer. Hy was nie net Heer nie. Die teks sê, your teacher and Lord. Hy was nie net Lord nie, hy was teacher. Hy was 'n rabbi. Hy was 'n rabbi. As dit skandelik sou gewees het vir 'n Joodse slaaf om voete te was, hoeveel te meer nie skandelik was dit dat 'n rabbi voete sou was nie. 'n Rabbi wat se voete eerste sou gewas geword het met die skoonste water. Jesus kom as rabbi. Hy trek sy kleed uit. Julle besef sy buitekleed sou tekens gehad het, merkers van sy rabbieskap. Sy kleed sou anders gelyk het as die res van hulle want hy was 'n rabbi. En so deur sy kleed uit te trek en sy kleed neer te sit en te begin voete was, wat sê Jesus? Hy trek dit uit, hy lê sy titel en sy status neer, selfs die titel en status wat hy voor die wêreld se oë het, lê hy neer. Hy gooi die hiërargie van sy dag in die asblik. En hy tree soos 'n slaaf op en hy doen die ondinkbare. God en rabbi was voete. Nie net een paar voete nie. Hierdie was nie 'n foto-op nie. Hierdie was nie 'n Trump neem gou 'n foto van hoe hy 'n baba soen sodat almal dink hy's lief vir babas oomblik nie. Al 12 disippels se voete word gewas. Elke liewe disipel moet kyk hoe sy rabbi en God neerkniel voor hom en ongemaklik sit op die vloer om sy stinkvoete te was. Elke liewe een van hulle moes deur dit gaan. Ek lees vir julle weer vers 1. Weet jy hoekom? Want vers 1
staan eintlik as 'n hoofopskrif oor die hele laaste ure van Jesus se lewe tot sy kruisdood toe. Vers 1 is 'n hoofopskrif. Kyk weer na vers 1. Jesus knew that his hour had come to depart out of this world, to be with the Father. Kyk wat doen hy? Having loved his own, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Tot op die uiterste, sy lief vir hulle. Ligpunt, Jesus openbaar vir ons wie God is. Dit is Johannes se groot punt. In die evangelie van Johannes sê Johannes vir ons, kyk na die woord wat gekom het. Die woord, hoofletter woord. Want die woord is, ons kyk na Jesus se lewe en ons sien die verkondigde woord van God. Deur te kyk na Jesus sien ons vir God. Dit is Johannes se punt. En so hier is die vraag vir ons. Hoe sien jy vir God? Hoe sien jy vir Jesus? As ons hier kyk na Jesus se identiteit, na wie hy is God vir jou koud? Is hy ver? Is hy onverskillig? Gee hy om oor jou? Is God te besig vir jou gebede? Is dit hoe jy vir God sien? Is God dalk soos 'n valse wêreldse politieke leier wat net iets mooi doen op die oppervlak, maar hy gee nie regtig om oor jou nie en dis als eintlik vals? Is dit hoe jy vir God sien? Kan ek jou uitnooi om te kyk na Johannes 13? En sê vir my, wie sien jy? Wat sien jy as jy na Jesus kyk? Soos hy neerdaal. Ek wil hê julle moet God se hart sien. Ek hoop julle kyk na Jesus en ek hoop julle sien die radikale liefde van 'n God wat al laer en tot op die laagste sal gaan vir jou. Ons praat hier van liefde 31 keer in 5 hoofstukke. Liefde, dis God se hart is liefde. Ek het 'n ongelooflike aanhaling gekry van Dane Orton. Dane Orton het 'n boek geskryf, Dieper, en dis die hele boek gaan oor om ons dieper in God se liefde in te trek. En hoor wat sê hy oor wie God is. What is the love of God? To ask that question is the same as to ask, what is God? The Bible says not simply that God loves, but also that God is love. In Johannes 4. Love for the God of the Bible is not one activity among others. Love defines who he is most deeply. Ultimate reality is not cold, blank, endless space. Ultimate reality, die hoogste van die hoog. Ultimate reality is in the eternal fountain of endless, unquenchable love. A love so great and so free that it could not be contained within the uproarious joy of Father, Son, and Spirit, but spilled out to create and embrace finite, fallen humans into it. Divine love is inherently spreading, engulfing, embracing, overflowing, en ek sal by sê neerdalend. Dit kom laag vir jou. If you are a Christian, God made you so that he could love you. His loving embrace of you is the point of your life. As julle my nog steeds nie glo nie, of as julle nie oortuig is nie, kyk weer na vers 2. Ons het oor vers 2 gegaan, né? Kyk na vers 2. Hoekom sê Johannes vir ons, heel in die begin, dat al in vers 2, Judas in sy hart reeds besluit het om Jesus te verraai? Om die punt te maak dat Jesus se liefde so ver strek, dat hy selfs op hierdie oomblik sy vyand se voete gewas het. Laer is daar nie.
dat Jesus homself onder sy vyand se voete, hy het laag onder sy vyand se voete ingeklim, om sy vyand se voete te was. Ligpunt, hierdie is volmaakte liefde. Hierdie is liefde in lewende lywe. Kan ons vanoggend saam besluit, om daai koue, valse prentjie van Jesus en van God in die asblik te gooi? Sal julle saam met my vanoggend God se neerdalende liefde opnuut sien? En moet dit nie net sien nie, gryp dit vas. Dit is 'n liefde vir jou. Dit is 'n liefde vir jou, wat die Seun kom bewys. Hy gee regtig om oor jou. Hy gee regtig om oor jou lewe. Selfs die kleinste dingetjies, Jesus gee regtig om. En hierdie teks bewys dit. Dis ons eerste punt. Wie Jesus is. Nou, wat het hy gedoen? Jesus se diens, wat het hy gedoen? Vers 12, vers 6 tot 12. So nou gekyk na wie Jesus is, maar wat het hy gedoen? Jesus was voete. Ons het dit nou al 'n paar keer gesê, maar wat beteken dit? En wat doen hy regtig hier? Die storie van Jesus gaan aan. Hy was voete. Maar toe kom hy by Petrus in vers 6. En Jesus se interaksie met Petrus is so ryk en ons so baie vir ons in Petrus se reaksie. Kyk na Petrus se hoe reageer hy teenoor Jesus wat sy voete wil was in vers 8. Hy reageer soos baie van ons sou. Hy sê, "You shall never wash my feet." En in die Grieks is daar aksenttekens op die you en die my. Letterlik, you shall never wash my feet. Nooit nie. En dis hoekom ek so lief is vir Petrus, want hy maak al die foute wat ek sou maak. Wat gaan nie aan? Ons voete is 'n ongemaklike deel van onsself. As jy saam met my sou dink, verbeel jou ek besluit om in hierdie diens, draai gou, ons gaan voete was. Personeel, bring die bakke, trek die skoene uit, kom. Nie knik tone. Let's go. Kom daar tussen in die tone. Was mooi. Jy weet, as ek dit sou doen, sou ons 'n paar klein hartaanvalle gehad het. Ons voete is 'n ongemaklike deel van onsself. As ek moet dink jy moet my voete was, dan raak ek ongemaklik. Ek wil nie hê jy moet my voete was nie. My voete is okay. Los my uit. Wat is dit? Wat is daai gevoel? As dit is hoe ons voel, verbeel jou hoe Petrus moet voel, soos wat die Seun van God na hom toe kom en sê, gee my jou voete. En kyk hoe belangrik is dit wat Jesus vra, want Jesus antwoord vir Petrus. Kyk na die res van vers 8. If I do not wash you, you have no share with me. So wat ook al Jesus hier sê, en wat ook al ons ervaar, dis vreeslik belangrik dat ons hieroor praat, want as ons nie ons voete gee vir Jesus nie, then we have no share with him. Ek kompeteer regtig met die reën. Julle kan my hoor, nê? Okay, great. Hier is die punt van Petrus en Jesus se interaksie. Jesus se liefde is verstommend en dat hy bereid is om ons te dien deur selfs neer te daal tot by ons voete. Dis verstommend, dis wat Jesus doen. Maar wat ons in Petrus sien en wat ons gevra word, soos wat ons na Petrus kyk, is ons bereid om vir Jesus ons voete te gee? Is ons bereid om vir Jesus ons voete te gee? Nou ons moet onthou, voete was 'n unieke kulturele oefening van Jesus se tyd. En in ons moderne era is dit nie meer nodig om mekaar se voete te was nie. Ons bly nie in dieselfde tyd of era met plakkies en stowwerige voete soos wat hulle sou. Maar steeds, tog, bly voete 'n kragtige en akkurate beeld van daardie dele van ons lewens wat ons aan niemand wil blootstel nie. Veral nie vir Jesus nie. Dalk is dit hoekom ek dink slawe hierdie werk moes doen. Dit was okay vir slawe om voete te was, want ek kan myself oortuig dis 'n slaaf. Hy's niks. As daar 'n hiërargie is hy nie eers op die hiërargie nie.
En so dis okay, ek kan myself oortuig, hy kan my voete was. Ek is soveel beter as hy op elke vlak. En hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek, maar dis wat die wêreld se hiërargie is. Ons speel hierdie games om al hoër en hoër en hoër te kom, want ons van onsself oortuig, ons is iemand belangrik. Ons is iets. Al is daar onder die oppervlak, onder die voete gedeelte van ons, baie wat bewys ons is niks. So dink daaraan. Dink daaraan, die volmaakte, heilige, almagtige seun van God kom buig voor jou neer, nie 'n slaaf nie. Wanneer Jesus jou voete kom was, is jy bankrot. Jy's bankrot. Sy heilige lig kom skyn oor al die dele van jou lyf wat jy wegsteek vir almal. En hy sien jou vir wie jy regtig is. Hy sien alles. Hy weet alles. En jy kan nie meer wegkruip nie. Jesus se voete was is die gelykmaker wat bewys ons almal skiet so ver kort van God se standaard. En dan tref twee emosies jou, een van die twee of al twee. Skaamte en trots. Skaamte en trots. Albei hierdie sterk emosies het al oor die jare mense verhoed van 'n egte reddende verhouding met Jesus. Want weens skaamte of trots hou ons Jesus op 'n afstand, nie my voete nie. Nooit my voete nie. Ons hou Jesus op 'n afstand. En so gaan die leuns van skaamte en trots. Die leuns van trots. My voete is nie vuil nie. Kyk na my sukses. Kyk na wie ek is. Ek's 'n goeie mens. Niemand hoef my so te dien nie. Ek is verby dit. Dis die leuen van trots. Kyk na die leuen van skaamte. As Jesus my sou sien vir wie ek regtig is, sou hy my nooit kon lief hê nie. As Jesus my sou sien vir wie ek regtig is, sou hy my nooit kon lief hê nie. En so met hierdie leuns op ons harte druk ons vir Jesus weg, nie my voete nie. Ek moet liewers aanhou jok vir hom, jok vir myself, jok oor verander oor wie ek regtig is. Ek moet aanhou die leertjie van die samelewing al hoër klim, want elke keer wat ek dit klim, voel ek beter oor myself. Al hoër, nooit laer nie. Al hoër, nooit laer nie, bietjie beter oor myself. Ek is eintlik goed. Ek is great. Ek is amazing. Ek hoef nie skaam te wees oor al hierdie goedjies nie. Ek is kyk. Dis die punt. Dis die punt van dit is ons tweede punt. Al is God se liefde groter en dieper as die oseaan. Al kom hy na jou toe. Ons ervaar dit nie, want ons is nie nederig genoeg om dit te aanvaar nie. Ligpunt die taal van skoon was. Jesus se taal hier van 'n liefde tot op die uiterste, 'n neerlê, 'n afgaan. Jesus wat vir sy disippels sê, julle verstaan nie wat ek nou doen nie, maar julle gaan verstaan. Alles hierdie wys vir ons dat hierdie 'n prentjie is van wat Jesus vir die wêreld gaan kom doen en gedoen het, in hulle perspektief nog gaan doen. Die hele voete was verhaal is 'n prentjie van wat Jesus op die kruis kom doen het. Aan die kruis gaan Jesus selfs nog laer as 'n slaaf wat voete was. Nog laer as 'n slaaf, hy sterf 'n dood as 'n krimineel. Die mees vergete en mees gehate mense in die hele samelewing word hy 'n krimineel. Kaal op die kruis, opgespoeg, geslaan, verneder, gespot. Daar is nie laer nie. En dan selfs nog laer, hy gaan dood. Hy gaan dood. Die pragtigste,
liefdevolste, heilige, opregste mens wat al ooit geleef het, dra ons skaamte en sonde op homself, sodat hy ons kan skoon was, sodat ons nie hoef verneder te word nie. As jy die leuen glo, dat jy skoon is, asseblief sien hoe ver Jesus moes gaan vir jou redding. Hy moes alles gee vir jou redding. Nie omdat jy skoon is nie, omdat jou voete so vuil is soos ons almal se. Die waarheid is ons almal korte voete wasser. Dit is die lot en oordeel van die mens dat Jesus ons moes kom dien vir ons redding. Sonder dit is daar nie hoop nie. Daar is nie hoop vir een van ons nie. Maar as jy vanoggend hier sit en jy ervaar skaamte, nie trots nie. Jy voel Jesus sal jou nooit aanvaar as jy jou sonde of skaamte vir hom gee nie, dan wil ek jy moet hierdie hoor. Jesus was verneder met die sonde van die wêreld op sy skouers, sodat hy jou totaal en al kan aanvaar. Hy gaan jou nie reject nie. Hy gaan nie sê shame on you nie, want hy het dit gevat. Dis alles op hom. So jy kan kom, jy kan regtig kom met enigiets. Ligpunt, gee jou voete vir Jesus. Lê jou trots neer. Wat steek jy weg? Waarvoor is jy skaam? Wat is daai een ding wat jy nog nooit vir iemand vertel het nie? Sal jy vanoggend oopmaak, met iemand deel, bid saam met iemand? Sal jy jou hart oopmaak vir Jesus en sê, Jesus, kom was my voete? Ek sluit af met die woorde van Jesus in vers 8 in ons tweede punt. If I do not wash you, you have no share with me. En so gee vir Jesus jou voete. En dit bring ons na ons laaste punt toe, Jesus se opdrag. Wat beveel hy van ons? Wat is sy opdrag aan ons? Vers 13 tot 20. Ons verstaan wie Jesus is, ons weet wat het hy gedoen, maar wat vra hy van ons? Nadat Jesus al 12 disippels se voete gewas het, gee hy vir hulle sy opdrag in vers 12. Lees gesaam my op julle blaadjies van vers 12 af. When he had washed their feet, he put on his outer garments and resumed his place. And he said to them, do you understand what I have done for you? Vers 13. You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do just as I have done to you. Die vraag onmiddellik as ons daai woorde lees is, moet ons mekaar se voete was? Moet ons nou uitgaan en mense se voete gaan was? Ek wens dit was so maklik, eintlik. Dit sou makliker gewees het as dit die antwoord was. Maar die antwoord is veel meer en veel ryker as dit. Ons moet noem weer, hierdie was 'n unieke oefening in 'n unieke kulturele oomblik van Jesus se tyd. Voet was nie soos die nagmaal 'n instelling van die kerk nie. Die vroeë kerk het nie aanhou voete was soos wat hulle aanhou nagmaal gebruik het en geaanhou doop het nie. Voete was nie deel van dit nie. En so die vraag is, hoe gehoorsaam ons dan hierdie teks? Hoe volg ons Jesus se voorbeeld? Jesus sê, ons moet sy voorbeeld volg. Ons moet 'n gesindheid aanneem, 'n mindset moet ons vat op onsself. En dis veel moeiliker as voete was, want dit strek veel wyer en dieper. Hierdie gedeelte vra van ons diep, nederige liefde. Nie 'n fisiese ritueel nie. Dit vra van ons 'n bereidwilligheid om slaafagtige diens aan enige iemand te moet lewer. Enige iemand. Slaafagtige diens aan enige iemand.
Aan mekaar? Ja. Aan ons vyande? Ja. Aan die hoogstes of die laagstes? Dit vra, is ons bereid om ons hiërargie, ons titels, ons status, die mag of geld wat die wêreld vir ons gee, is ons bereid om dit op te offer in liefdevolle diens aan enigiemand? Is ons bereid, maak nie saak wie ons is, hoeveel geld ons maak, hoeveel geld ons gee, wat ook al jou titel is, maak nie saak wie jy is nie. Is jy bereid om selfs die nederigste taakies te doen, maak nie saak hoe die wêreld daarop neerkyk. En dit vra van ons hierdie hart, sonder om enigiets terug te verwag. Soveel van die wêreldse liefde is eintlik 'n gunsie, nê, 'n IOU. 'n ongesproke, ek gaan hierdie onthou. Dit is 'n mooi moreelwaardige manier om nog steeds net die leertjie te klim van die samelewing. Kyk hoe oulik is ek, kyk wat doen ek. Ek wil gesien word, ek deel met 'n agenda. Nee, Jesus se voorbeeld hier is leeg. Dit is leeg van enige bybedoelings. Jesus se liefde is oorvloeiend vir die ander persoon. Dit sit die ander persoon letterlik bo homself en dit dien daai persoon. Ek wil net sê, dis hoekom punt 1 en 2 so belangrik was. En hoekom ons soveel tyd daar spandeer het. Want sonder punt 1 en 2, sonder om te verstaan wie Jesus is en wat hy vir ons doen, as ons nie deur die moeilike oefening gaan van vernederende liefde aanvaar, van ons skaamte en trots neerlê nie, as dit nie met ons gebeur nie, is daar nie 'n oorvloed van liefde om mee uit te gaan nie. Heel in die begin het ons gesê, hoe meer mense jy het wat jou dien en jou werk doen, hoe meer suksesvol is jy. Maar in Jesus se oë gaan dit oor hoeveel mense is jy bereid om te dien? Nie wat jou dien nie. Hoeveel mense is jy bereid om te dien? En hoe laag is jy bereid? Hoe laag sal jy gaan? Dit is sukses in Jesus se oë. Hoe suksesvol dink julle is ons volgens Jesus se kriteria? Ek wil my nederige opinie hier deel in terme van toepassing. My nederige opinie oor waar ons is as kerk. Ek wil sê daar is altyd plek vir verbetering. Natuurlik. Maar grootendeels sien en ervaar ek hierdie diensbare liefde in ons kerk. Ek wil eerlik sê, ek het hieroor gaan dink en bid en ek voel regtig toe ek hierdie teks oopmaak. Alles van stoele wat gepak word, al ons diensspanne wat alles moontlik maak op 'n Sondag, tot die diakens wat soveel gebrokenheid moet dien en soveel wyse opofferings moet maak vir behoeftiges in ons midde, tot die swakheid, pyn en lyding wat in ons gemeente, elke week is daar 'n ander storie van swakheid, pyn en lyding, waar mense intree en opoffer om daar te wees. Ek wil sê, in die groot en klein goed, sien ek mense wat nederig dien. Ek sien hierdie liefde in ons kerk. Hier is nog 'n paar voorbeelde, groter voorbeelde wat na in my hart lê. Van julle sal weet, ons het 'n vreeslike inbraak gehad in ons huis. Hugo op ons projektorspan het 'n aardige motorfiets ongeluk gehad. Die Doensers, Johannes Doenser met sy 4 kinders, hy was ontvoer. Hulle het hom in sy bakkie gegooi en weggery met hom. En daar is al heel jaar sulke stories. En wat ek sien in ons gemeente is hoe mense in liefde opoffer en dien. Hulle gaan nader aan die moeilike en seer gedeeltes. Hulle beweeg na pyn en lyding toe, nie weg nie.
Ek sien min hiërargie en ek sien baie boeties en sissies wat as gelyk is mekaar dra. Een van die voorbeelde wat by my uitgestaan het was in daai tyd toe hulle by ons ingebreek het, daai week na dit, was ek en my vrou so broos. Iemand het letterlik ons skottelgoed kom was vir ons. Ek het gedink, wow. Dis 'n goeie moderne voorbeeld van voete was. Iemand het ons skottelgoed gewas, ons hele kombuis geskrob en skoon gemaak. Dis 'n goeie voorbeeld van liefdevolle en nederige diens. En ek dink dit is 'n goeie voorbeeld, maar ek wil nog steeds die punt maak. Voete was is diep en ryk en veel meer as skottelgoed was. Hierdie lering van Jesus, hierdie belangrike les van sy liefde wat hy wil oordra aan sy disippels. Dit speel uit in ons bereidwilligheid om armes lief te hê. Weduwees te dien, die buitelander, die weeskind. Dit is 'n roeptog om die goeie Samaritaan te wees, wat help daar waar niemand wil help nie. Dit is 'n oproep om te dien daar waar niemand wil dien nie. Ek dink selfs aan die skelms wat by ons ingebreek het en die ouens in die tronk. Is ek bereid om daar liefde te gaan wys? Om die ouens in die tronk te gaan bedien met liefde? Om te vergewe? Imagine jy moet jou eie verraaier se voete was. Ligpunt, weet julle hoe Christendom die wêreld verander het? Weet julle hoe het Christendom die grootste beweging van ons hele wêreld geword, die grootste geloof, wat die grootste groei, kerke wat nog nooit, geen regering kon die kerk afbring nie. Weet julle hoekom is Christendom wat dit is, wat dit vandag is? Want Jesus het sy 12 uitgestuur om voete te gaan was. Jesus het sy 12 uitgestuur om voete te gaan was. En dit het die wêreld verander. En so hier's my laaste toepassing vir vanoggend. Ek wil net sê dankie. Opreg. In hierdie reeks Liefde en Lewende Lywe is al baie vrae, baie versoeke wat ons rig aan die gemeente, maar ek wil vanoggend net eerlik sê dankie. Dankie vir die gemeente wat julle is. Dankie vir die liefde wat julle wys. Dankie en hou so aan. Hou aan om die liefde te gee wat Jesus vir julle wys. Hou aan om ander te dien soos Jesus julle dien. Dit is liefde in lewende lywe en dit is 'n helder getuienis, 'n helder ligpunt in 'n baie selfsugtige wêreld. Ek sluit vir ons af met Filippense 2 vers 5 tot 8. Lees saam met my. Have this mind among yourselves, which is yours. This mind is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, to hold onto. But he emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, ons gebed vanoggend is eenvoudig. Kom en dien ons, sodat ons die wêreld kan dien. Dien ons, sodat ons aanhou mekaar met 'n oorvloedige liefde sal kan dien. Ek wil bid vir enige harte wat trots of skaam voel. Vader, gaan en breek die hardste van hart oop met u ongelooflike liefde. En tel die skaamste van die skaamhart hier op. En oorweldig hulle met u oseaan van liefde. Ek bid vir dit in Jesus naam alleen. Amen.